Môre, dis maandag die 26ste Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in jou hand of dalk met 'n lyf wat moet aangaan, al is dit 'n maandag, maar 'n hart wat nog 'n bietjie agterbly by gister. Sommige mense stap maklik 'n nuwe week in en party van ons dra nog iets saam. 'n Einde, 'n afskeid, dalk 'n verandering, 'n onseker wat nou. Vandag se teks is vir daardie harte, want vandag wys die Here vir ons, hy stop nie by 'n einde nie, hy seën weer. Vandag gaan ons aan in Genesis 25 vanaf vers 1 tot 11. Onthou waar ons is, dis die patriargtyd, lang voor Moses en die wet. Daar's geen tempels of kontrakte nie, maar een ding staan vas. God se belofte loop oor geslagte. Nou begin hierdie hoofstuk met name en familiegoed. Abraham het nog kinders en daar is baie name. Dit wys vir ons, God se woord oor Abraham, 'n vader van baie, het nie net mooi geklink nie, dit het vrug gedra. Maar dan kom die deel waar die Here se wysheid wys. Abraham bring orde in sy huis. Die skrif sê, Isak ontvang alles. Die ander seuns ontvang geskenke en hulle trek oos. Dis nie om mense weg te gooi nie, dis om die beloftelyn duidelik te hou, sodat twis en verwarring nie alles verskeur nie. God is nie deurmekaar nie, hy bou met doel. En miskien is dit al klaar 'n woord vir iemand vandag. Wanneer dinge skuif, wanneer seisoene verander, voel dit maklik asof alles losraak, maar God bring orde, sodat jou hart weer kan land. Dan kom die eenvoudige, swaar woorde. Abraham sterf, 175 jaar. En tog is daar vrede in die manier hoe die Bybel dit sê. Hy het die asem uitgeblaas en hy is by sy volksgenote versamel. Sy einde was ook in God se hand. En kyk hoe mooi, Isak en Ismael begrawe hom saam. Daar was spanning in die storie, maar by 'n graf word 'n mens stil. En soms maak God selfs daar iets sag in 'n familie. Maar hier lê die hart van vandag. Vers 11 sê, na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. En luister nou mooi, dit is nie net 'n mooi wens nie, dis God wat sy hand op 'n mens se lewe sit. Hy dra, hy beskerm, hy gee rigting, hy stuur vorentoe. Dis God se manier om te sê, my werk hang nie aan een mens nie. Wanneer jy dink, nou is iets klaar, sê die Here, wag 'n bietjie, ek is reeds besig om jou vorentoe te dra. Miskien is jy vandag ook in 'n oorgang. Iets het geëindig en jy voel onseker oor wat nou kom. Dan fluister hierdie teks vir jou. God seën weer. Hy gee nie net meer nie, hy gee jou rigting. Hy gee jou fokus. Hy gee 'n pad wat hou. En dit bring ons by Jesus. Want die beloftelyn wat God so sorgvuldig dra, land uiteindelik by hom. By die kruis dra hy jou sonde, sodat skuld nie meer jou toekoms toesluit nie. En deur sy opstanding bring hy nuwe lewe, ook vir 'n hart wat deur 'n einde gegaan het. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U getrou bly wanneer ons lewe verander. Dankie dat U werk nie stop by 'n einde nie. Seën ons in hierdie oorgang. Maak ons harte rustig, ons paaie helder en ons geloof sterker. Here Jesus, dankie dat U tot by die kruis gegaan het om ons met die Vader te versoen. Heilige Gees, maak ons stil genoeg om te sien, U was al klaar besig. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy red jou nie net uit sonde uit nie, hy dra jou skuld aan die kruis, sodat jy vergewe kan word en jou lewe nuut kan begin. En as jy hom ken, rus vandag in sy genade. Wanneer jou seisoen verander,
verander die Here nie. Hy is nie net met jou tot by die einde nie, hy seën weer. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.